kinders nog baie klein is, dink mens soms, ek kan nog tyd weg van my kinders afspandeer, want hulle slaap nog baie, of hulle gaan dalk nie agterkom mense is so baie weg nie. Maar hoe belangrik dink jy is dit, dat ons soveel as moontlik tyd saam met ons kinders spandeer, veral tussen die ouderdom van 0 tot 3 jaar oud? Ek dink dis nogal 'n baie belangrike vraagie daai, Anneke. Ek dink breinontwikkeling is kardinaal van belang in die eerste 0 tot 3 jaar wat ons al gesien het deur baie navorsers en neuroloë, omdat so baie selgroei plaasvind in 0 tot 3 jaar oud. Dit is ook vir my 'n baie belangrike ouderdom wat kindertjies moet geborge voel en veilig voel, omdat hulle so klein is. Ons sê altyd hulle is nog nie mensie nie. Jy raak mens eintlik eers op 3 jaar oud. So voor daai ouderdom van 3 jaar oud is daai geborgenheid en daai veiligheid vir hulle verskriklik belangrik. En dan ook om tyd met jou kind dan op 'n betekenisvolle manier te spandeer vandat hulle so klein is, vorm eintlik daai hegte band, daai positiewe band in ouerskap met klein kindertjies. So indien hulle nie daai hegte band of tyd gaan hê met 'n klein babietjie nie, dan verloor hulle daai band wat in positiewe ouerskap moet voorkom. So dit is eintlik jou eerste en jou belangrikste vorming van verhoudings gebeur tussen die ouderdom van 0 tot 3 jaar. Ek kan vir jou 'n voorbeeld gee. Ek het 'n mamma waarmee ons nou werk. Sy het 'n kleintjie van 6 maande oud wat in 'n proses is om aan te neem. Sy is nou heidaglik nog 'n plek van veiligheid. En een van haar voorwaardes wat vir my so oulik was van hierdie plek in Pretoria, het vir my gesê, Kirsten, ons moet so gou as moontlik hierdie dogtertjie kry by hierdie ouers, want die band en die vorming en die tyd spandeer met hierdie kind is so belangrik. So dit was my net weer 'n bevestiging om te besef hoe belangrik is daai band en daai vorming in die eerste 3 jaar, maar in tyd met jou kind. So dis 'n baie belangrike aspek daai. En ek dink ook 'n belangrike vlak ook as ons gaan kyk na kinders se emosionele ontwikkeling. Onthou 0 tot 3 jaar ontwikkel jy eintlik net blydskap. Jy het blydskap, jy het opgewondenheid en jy het liefde. Dis eintlik al wat 'n kleintjie al het. Die ander emosies kom met tyd. So tot en met 0 tot 3 jaar is daai 3 belangrike aspekte, opgewondenheid, liefde, glimlag, entoesiasme, ontwikkel van self, dit is daar. So as daar nie tyd aan 'n kleintjie gespandeer word nie, dan gaan dit nie stimuleer nie, daai emosies nie. Onthou jou ander emosies kom met tyd. En selfregulering van emosies kom met tyd. Maar jou eerste 0 tot 3 jaar is daai 3 basiese, kan ons maar amper sê, emosies of gevoelens wat 'n kleintjie ervaar, gekoppel aan positiewe ouerskap en aan tyd. So dis baie belangrik om daar dit te gaan kyk. Selfuitdrukking ook, speel ook later 'n rol. So as daar nie tyd aan 'n kleintjie van 0 tot 3 jaar baie gespandeer word nie, gaan hulle op ander maniere leer om hulle self uit te druk. En dis wanneer daar baie woede kom en baie tantrums, want hulle het nie daai eerste fase gehad van tyd met liefde, met entoesiasme, met opgewondenheid nie. So ek dink dis ook 'n belangrike aspek daai. Ek het ook al baie keer gesien as kinders en ouers nie daai tyd spandeer van 0 tot 3 jaar met mekaar nie, dan raak daai kleintjies ook afgestomp. So dan kom hulle op 3 jaar oud by die praktyk aan, dan is hulle baie afgestomp met emosies. Hulle wys geen emosies nie. Mens kan gaan dink, ja, dis trauma, dis dalk 'n temperamenteel gewys, maar dit is nie noodwendig nie. Dit gaan oor die kwaliteit tyd wat daar was met 'n ouer en kind van die eerste 0 tot 3 jaar. So hulle is heeltemal afgestomp, hulle weet nie wat om met emosietjies te doen nie. Dit het niks te doen met nog die regulering van emosies nie, want onthou ek het nou gesê, dit kom van self. Dit moet nog geleer word. So tyd om terug te antwoord is baie belangrik, wat 'n ouer moet spandeer met 'n kleintjie.